Broers en susters, baie welkom in die huis van die Here vanoggend. Ons het vanoggend ons erediens met die oog op die verbondsjeug. Die skriflesing is uit Johannes 3 vers 16 en die teks, die gedeelte rondom. Net die Here Jesus kan jou red. Begeleiding Hester van der Walt, dankie weer eens Hester. Koffie en tee, kom drink asseblief saam met die kerkraad 'n heerlike koppie koffie of tee. En alle besoekers is ook welkom. Verjaarsdae, die 25ste Julie Chandrey van Greunen, 26 Julie Levia Nienaber, 27 Julie Brenda Nel en 29 Julie Lise van der Merwe. Die Uys Springbokspan. Baie geluk aan Johan Uys en sy gesin met die volgende puikuitslae. Almal het Springbok klere verwerf, Marlene in korfbal, Johan in skiet, Dirkie in skiet en Reino in perdry. So dit lyk my dis 'n gevaarlike familie daardie, maar baie geluk ook met hierdie prestasies. Verbondsonderrig is direk na die diens, die opening is in die belydennisklas en die Bybelstudie vind Woensdae 10:00 en 19:00 plaas, 7:00 die aand met ander woorde. Broers en susters, daar was 'n versoek dat daar op 'n Sondag dalk Bybelstudie kan wees, of dat ons dit so toeskuif of so idee, maar dit lyk vir my almal wat by die Bybelstudie bywoon op 'n Woensdag, of die meerderheid van hulle stem om maar Woensdag aan te gaan, dis vir hulle weer Sondag 'n probleem. Maar ons kan 'n Sondagmiddag 5:00 groep ook begin, as daar genoeg belangstelling is. So as daar mense is wat hulle wil verbind daartoe, dan kan jy my kontak, en as daar genoeg belangstelling is, kan ons ook dan 'n derde Bybelstudiegroep begin. Deurkollekte vir barmhartigheid na die erediens, en die besaarkomitee vergadering vind direk na die erediens plaas. Al die wyke moet teenwoordig wees. Die vleiskomitee moet ook teenwoordig wees. Die vleiskomitee is Gys en Ronel Swart, Willem en Lentjie Kiesig, Otto en Lorita Kurten, Tyson Red Snyman, Johanna Botha, Audrey Labuskaghni. Die bidduur, vanaand 6:00, 1800 is daar in die klein saaltjie 'n bidduur, maar dit is ook so 'n bietjie wyeer besinning oor Psalm 10. En die tema is ons hoop in Christus. Die Here is by jou en hoor jou gebede. Broers en susters, ek kan miskien maar net die een voorval vertel. Ons was op 'n stadium by 'n tandarts daar in Pretoria, en toe vertel hy vir ons baie omgekrap, dat 'n tannie het haar afspraak vergeet. En toe bid sy, terwyl sy ry, sy's laat, laat die dokter haar tog maar vat, want haar tand is seer. En toe hy daar kom, toe help hy haar. En toe vertel sy vir hom dit na die tyd, toe sê hy, ag nee, dis glad nie so nie. Dis nie die Here wat dit gedoen het nie, is ek wat besluit het om jou te help. So ons kry in die postmoderne tyd waarin ons leef, baie keer mense wat nie regtig meer glo aan gebed en aan 'n God wat hoor nie. Dan kry ons dit ook in die tyd waarin ons leef, dat ons baie moeilikhede het, siektes wat toeslaan, krag wat afgaan, en kom ons noem dit op, dat mense baie keer moedeloos kan raak, dat ons as gelowiges selfs 'n punt kan bereik waar ons sê, maar dit voel vir my die gebede weerkaats hier van die plafon af. Ons bid dan vir ons land, ons bid dan vir omstandighede, en dan gebeur nie noodwendig dadelik iets nie. Vanaand gaan ons hieroor gesels. Dit beloof baie interessant te wees, is 'n baie interessante gedeelte wat ons die video van gaan speel, en daarna 'n bietjie bespreek, en dan saam bid. Besaarlyste moet asseblief ingehandig word, dit is noodsaaklik vir beplanning. Handig dit asseblief by die kerkkantoor of die jaken in, of gooi dit in die kollekte sakkie. Die padkafee, dankie vir elkeen se hulp en bydrae tydens Vrydag se padkafee, ons waardeer dit opreg. En ek wil ook sommer sê dankie vir almal wat gehelp het, dit was baie gesellig en aangenaam. Bybels en blokraai boeke,
beskikbaar by die kerkkantoor. Die Bybels is R79,99 vir 'n hardeband Bybel en R520 vir leer omslag, die luukse Bybels, grootdruk, hooflettervertaling. Dit is nog 'n baie goeie prys, dit is meer as R200 goedkoper as die normale prys, iets soos R250 goedkoper as die gewone prys. So die van die wat in die 2020 belangstel, 20 vertaling belangstel, is die Bybel wat so lyk, dan kan jy dit by die kerkkantoor aankoop. Die blokdraaiboeke is R270. Ons het 'n lofprysing Sondag en 'n gemeenteete 27 Augustus. Gedurende daardie geleentheid DV gaan Hester van der Walt die orgel bespeel, dan Brak die trompet en Esmy Korenhof die viool. Die gemeenteete is om 12:00 en die kaartjies is R100 per persoon en R50 vir laerskoolkinders. Die kaartjies is by die diakens beskikbaar. Nou, voordat u die prys van die kaartjies beoordeel, luister na die geregte wat ons gaan kry. Heerlike skaapspitbraai, paptert, pampoentert, wortelslaai en pudding. Kom kuier saam as gemeente voor die bazaar. Dit klink na 'n baie heerlike ete en 'n gesellige geleentheid. Kom ons maak seker dat ons reeds nou die kaartjies koop, want ons moet die getalle hê vir die voorbereiding van die kos. Nominasies van ouderlinge en diakens. Nominasievorms is agter in die kerk op die tafels beskikbaar. As ouderlinge moet daar 'n nominasie kom in wijk 2 in die plek van Johan Uys, wijk 8 in die plek van Gys Swart en wijk 9 in die plek van Oubaas Botha. En in wijk 1 as diaken in die plek van Henny Erasmus. Die bevestiging is DV 10 September. Op ons gebiedslys is Renay Coetzee, wat vir behandeling moet gaan nog. So daar lê nog 'n groot deel vir haar voor. Om Koos Brink, ek was Vrydag by hom gewees. Om Koos lyk goed, maar dit het maar sy nagevolge so operasie. Ons dink aan hulle en ons sê saam dankie. Jan en Marinel, oom Jan gaan nog vir kankerbestraling en hy moet nou elke week daar in Klerksdorp bly en dit is maar 'n bietjie van 'n omwenteling vir die twee oues. Ons dink aan hom Jan en aan die Marie. En dan sê ons dankie Nicolien Prinsloo reageer goed op die kankerbehandeling daar in Kanada. Dis Kobus en Marianne se skoondogter. Hulle is juist daar om te help en ons doen voorbinding vir die operasie wat op vir haar wag. En dan sê ons dankie vir Tannie Anne-Marie van Huisteen met wie dit goed gaan. Sy het nou die dag gesê iets soos 4 jaar wat sy al sukkel met hierdie heup van haar en wat daar 'n hospitaalteam ingekom het. Sy is nou geopereer, sy is op die been en hulle het dink donderdag, Vrydag, wanneer was hulle weer by die dokter en daar is geen teken van die kiem op hierdie stadium nie. So ons kan saam dankie sê, ook vir die Here is 'n spesifieke gebedsverhoring. Dis dan die einde van die afkondigings. Kom ons word dan stil voor die Here en dan begin ons saam in sy naam hierdie erediens. Vader
soos die oë van die knegte is op die hand van hulle heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing uit Gesang 208, verse 1 en 2. Ons luister nou met die verskuldigde eerbied na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Matteus 22. Een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons verootmoedig onsself voor die Here as mense wat weet dat ons so worstel om in sy liefde te lewe, om hom lief te hê met ons hele hart. Kom ons sing dan as lied van verootmoediging Psalm 38 vers 1. Van God, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, verkondig die woord, die vergifnis van sonde, aan elkeen wat met berou in die hart vanweë sy sonde, belydenis daarvan voor die Here gedoen het. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom sal bly, solank hy in die sonde bly lewe. Johannes 3 vers 36 sê:
Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. As mense wat dit glo, kom ons bely ons geloof in ons harte saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaan het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bevestig ons geloof en sing as toewydingslied Gesang 209, verse 1 en 2. Ons gaan nou saam bid. Ek het net een ding vergeet, blykbaar dat Romien met die graad 4's gereël om nou reeds daar by mekaar te kom. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, waar ons vanoggend saam is, alleen uit genade, alleen omdat Jesus Christus vir ons gesterf het aan die kruis, omdat U Gees ons geroep en getrek het tot geloof. Daarvoor loof ons U. Ons dank U vir die genade om vrylik te mag aanbid. Ons prys U naam, omdat U groot is. Nou vra ons dat U sal wees met elkeen op ons gebedslys, elkeen wat siek is, elkeen wat probleme het, dat U met hulle elkeen sal wees in hierdie tyd.
en dat U ook vanoggend met ons deur die woord en gees sal praat, dat ons ook vanaand kan besin oor gebed. Daarvoor dank ons U. Dankie vir die voorreg dat ons mag saam bid. Spreek, Here, want die kinders luister. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons lees uit die woord van die Here vanoggend, Johannes 3, vers 13 tot 21. Johannes 3, vers 13 tot 21. En niemand het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Dit is die Seun van die mens. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy Seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke Seun van God geglo het nie. En dit is die oordeel. Die lig het na die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel word nie. Maar wie die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. Nou vanoggend het ek weer hierdie boek hier, die kinders sal dalk onthou van laas keer af, die boek sonder woorde. En ons het al na hierdie boek gekyk, en ons het 'n bietjie gesels oor hierdie geel bladsy, wat eintlik goud voorstel, wat ons aan God laat dink, wat ons so lief het, dat hy nie wil hê ons moet gestraf word vir ons sonde nie. En dan het ons gelees, maar almal kan nie kinders van die Here wees, omdat ons juis die sonde in ons lewens het. Vanoggend dan gaan ons gesels oor die plan wat God gemaak het, om ons te red. En hierdie rooi bladsy dat ons dink aan die bloed van die Here Jesus, wat betaal het vir ons sonde. In die eerste plek dan, ons hoor vandag net die Here Jesus kan jou red. In die eerste plek, God stuur sy Seun, Jesus. God het vir my en vir jou so lief, dat hy nie graag ons vir ons sonde wil straf nie. Hy wil nie hê, jy moet hel toe gaan, omdat jy sonde gedoen het nie. Ek en jy kan niks doen om onsself te red nie. Maar God het 'n wonderlike plan gemaak. Hy het sy Seun Jesus na die wêreld toe gestuur, om gebore te word as 'n mens, as 'n babietjie. Net Jesus kan jou sonde wegneem, en net die Here Jesus kan jou red. Ons het mos net nou in die Bybel Johannes 3 vers 16 gelees, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste Seun gestuur het. Kan dit wees dat God die wêreld so lief het? Ja, hy het vir jou so lief, dat hy sy Seun gestuur het, om jou van jou sonde te red. Net Jesus kan jou van sonde red. In die tweede plek, die Here Jesus is God en mens. Die Here Jesus is Seun van God,
maar hy self ook regtig God. Hy was van die begin af daar. Ons het net nou iets daarvan hier in Johannes 3 gelees. Ons lees ook in Johannes 1, hoe dat die Here Jesus God is en van God af na die wêreld toe gekom het. God en Jesus is een. En die Here Jesus het toe na die wêreld toe gekom en hy is gebore as 'n babietjie daar in 'n stal in Bethlehem. Net die Here Jesus kan ons red. Nie jou pappa of jou mamma, jou oupa of jou ouma, enige iemand anders kan jou red nie. Net die Here Jesus kan jou red. Want hy is regtig God en hy is regtig mens. In die derde plek, die Here Jesus het gehoorsaam gelewe. Die Here Jesus het nie 'n baba gebly nie. Hy is wel as baba gebore. Dit het ons Kersfees aangedink. Maar hy het groot geword en hy het altyd gedoen wat God wil hê. Hy het nooit sonde gedoen nie. Sonde is mos om aan God ongehoorsaam te wees. Maar hy was in alles gehoorsaam aan God. Hy het niks gedoen wat die Here nie wil hê ons nie moet doen nie. Die duiwel het Jesus ook baie keer versoek. Hy wou hê dat die Here Jesus sonde doen, maar die Here Jesus het nie vir hom geluister nie. Hy het net na God geluister en gehoorsaam gelewe. En daarom kom hy op die ou end ons sonde wegneem. Net Jesus kon ons sonde wegneem. Hy neem ons sonde weg as ons glo dat hy dit kan doen. So ek en jy moet maar net glo dat die Here Jesus vir ons sonde gesterf het en betaal het en dit weggevat het. Die Here Jesus was ook baie lief vir kinders. Hy wil graag hê dat elke kind in hom moet glo. Ons moet glo dat hy alles kan doen wat hy sê. Net Jesus kan jou red. In die vierde plek, die Here Jesus is gekruisig. Die Here Jesus het nie net gehoorsaam gelewe nie. Hy was ook gehoorsaam om aan die kruis te gaan ly en betaal vir ons sonde. Die mense het hom na 'n koppie daar buite Jerusalem geneem, hom vasgespijker aan 'n kruis. En daar het hy gely, swaar gekry, seer gekry, totdat hy dood is. En met sy dood het hy dan vir jou sonde betaal, daar aan die kruis. Nou, voordat ons verder gaan, wil ek vra, al die kinders wat so soet luister, dat hulle gou vorentoe kom, net so 'n bietjie ietsie kom haal hierso. En julle wat hier voorsit moet vir julle ouers opvat, want hulle het geluister en voorkom sit. Ons moet vir jou ophaal maak. Sy. Nou almal 'n bietjie beweeg. Nou kan ons verder luister. Ons gaan net vinnig sê wat ons so ver gehoor het. In die eerste plek, God het sy seun Jesus gestuur. Die Here Jesus is God en mens. Die Here Jesus het gehoorsaam gelewe en die Here Jesus is gekruisig. Nou is die vyfde punt, die Here Jesus is begrawe. Nadat die Here Jesus dood is daar aan die kruis, het hom afgehaal en hom begrawe in 'n graf of 'n gat wat uitgekap is in 'n berg. En daar het hulle 'n swaar klip voor sy graf gerol. Maar op die derde dag het die Here Jesus opgestaan. Sestens, die Here Jesus het opgestaan. Hy het weer lewendig geword. Hy het opgestaan
opgestaan en aan baie mense verskyn om te wys dat hy lewe. Die Here Jesus leef regtig. In die 7de plek, die Here Jesus het opgevaar. 40 dae na hy opgestaan het die Here Jesus opgevaar na die hemel toe. Terwyl sy disippels vir hom kyk, terwyl hulle staan en kyk na hom, het hulle gesien hoe gaan hy in die lig op na die hemel toe. Die Here Jesus is terug hemel toe, want ons het net nou gehoor, hy is God, hy het van die hemel af gekom, en nou is hy terug hemel toe. Hy het opgevaar na die hemel, en hy is terug na sy Vader toe. Ons noem dit Jesus se hemelvaart. Die Here Jesus is nou koning, en hy sit aan die regterhand van die Vader. Hy regeer nou, hy sê nou wat moet gebeur in die wêreld. Net die Here Jesus kan ons red. En wat hy nou ook doen, is om by die Vader vir ons in te tree. Hy praat mooi by die Vader en sê, maar hierdie kind van u, ek het vir sy sonde betaal. Help hom. In die laaste plek, die Heilige Gees is gestuur. 10 dae nadat die Here Jesus opgevaar het, is die Heilige Gees na die wêreld toe gestuur. En die Heilige Gees maak dat ek en jy kan glo wat die Bybel sê. Kan glo dat die Here Jesus vir ons sonde betaal het. En dat ons dan so vergewe kan word vir ons sonde. Die Heilige Gees wys ons met ander woorde wat sonde is, en hy is elke dag by ons. Want God is oral en altyd by ons. Maar deur die Heilige Gees bly die Here sommer binne in ons lewens, sodat ons kan gehelp word om in hom te glo en na hom te luister. Kom ons vat saam, seun, dogter, glo jy dat die Here Jesus vir jou sonde aan die kruis betaal het? As jy dit glo, dan is jy mos ook sy kind en is jou sonde vergewe. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons kan glo. Dat ons kan glo in Jesus Christus, wat vir ons sondes kom betaal het, en dat ons nou die ewige lewe kan hê. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Het nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes, waarna ons sing uit Gesang 335, vers 1. Slotsang is Gesang 335, verse 1, 2 en 3. Swak onbedekt
die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.